Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jakkie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jakkie met ons klank. Môre Radio Fynbos luisteraars. Dit is die 25ste Junie 2025 en kan julle dink ons is al amper in die 7de maand. Nou ja, die weervoorspelling het gesê ons gaan baie koud kry van vandag af en ons moet saamstem, dit is nogal koud, maar ons het so warm atmosfeer hierso in die ateljee en ons geniet dit hierso en ons glo julle gaan dit ook saam met ons geniet. Aan die oorkant van my het ek vir Jakkie en dan hier aan die ander kant van my, die beste kant van my, het ek dan vir Veronica. Nou kyk net hoe mooi is die mense, nou kan julle sommer sien hoe lyk die stem agter die mikrofoon. Baie welkom julle by die program dan ons gesels oor alles en nog wat. Goeiemôre luisteraars, Leonie, dit is koud, ons het almal ons winterwolletjies aan. En welkom luisteraars, lekker luister saam met ons. Ja, nou kry ek ook 'n beurt. Goeiemôre almal. Dit was vir my lekker om vanmôre hier in te stap en ek sien al die dames het 'n huppel in hulle stap en almal is tevrede en gelukkig. En die luisteraars is ingeskakel. Baie welkom. Lekker om met almal te gesels. En soos Leonie gesê het, ek sien môre het ons heeldag reën. Vandag is bietjie koud. Ek het nou net so voor ons op die lug gegaan het ek met mense gepraat wat daar bo gereeld na ons luister. En hulle sê dis lekker warm. Hulle loop kaal arms en hulle gaan kyk na museums en dit. Jan en Jolinda, ek is sommer jaloers op julle. Dankie dat julle aanhou luister na ons en terugvoering gee. Ja, Radio Fynbos is baie opgewonde oor ons volgende trappie wat ons gewaag het om te vat. En dit is dan dat ons 'n tipe podcast program elke keer gaan doen in die ateljee van ons programme. En dit gaan dan op YouTube gesien word. So hierdie program kan julle nie sê gaan julle mis nie. Die mense het gekla, nê? Julle twee en gesê wanneer word dit weer uitgesaai en hulle mis dit en hulle werk so, wat gebeur nou? Nou kan ons nie net sê dis op klein Saterdag wat dit uitgaan nie, want nou kan sommer elke dag klein Saterdag braaidag wees. So as die manne daar staan by die vuur en braai, dan kan die vrouens maar so 'n bietjie luister daarso en dit sommer opsit dat almal dit kan sien om die braai tafel en dan kan ons ook sommer ons program begin so braai ons saam. Ja, dis 'n goeie idee. Ek raak sommer opgewonde as iemand praat van braai, want dit bly maar 'n lekker okasie. Dit bring almal bymekaar en dit is lekker om daaroor te gesels en dit is lekker om idees uit te ruil, né? Om 'n braai partykeer. Kan ons aangaan na die volgende onderwerp? Ja nee, hier is die mense, toe ons vanmôre in die ateljee instap, Chantal is ons regisseur en sy vertel vir ons al die kameras wat sy opgestel het. Wel dan, dit is goed gedoen, ons is baie opgewonde daaroor. En Leonie het gepraat van Junie die 25ste, nog net 6 maande en ons het Kersfees. Hoe lekker is dit nie? Ek sien uit na dit. Behalwe dat dit miskien net te warm gaan wees, julle dames. Ek weet nie, ek kan nie glo die jaar is al in die helfte nie, en wat ek wel na uitsien is dat die koue dan so bietjie gaan rus weer. Net so vinnig voor ons oorgaan, dames, na ons luisteraars keuses toe. Mense het ons gekontak by Radio Fynbos en gevra, ons is moeg vir hierdie elektriese dips wat elke aand en nou en dan wat ons verloor. Ons het met die munisipaliteit gepraat, hulle werk daaraan en hulle het ons terugvoering gesê, hulle sal ons aanhou op hoogte hou. Dis maar net, julle het ons gevra en ons gee julle terugvoering daaroor. So, ons hou duim vas, ek weet mense verloor die elektroniese implemente en goedjies, dis Eskom se kant. Daar's die terugvoering vir julle. En die volgende terugvoering wat ons gaan gee van die munisipaliteit af, ek slip dit nou maar in hier so vinnig, want dit het laat ingekom, is mense wat gevra het, hulle het gelees, dat sekere mense op sekere ouderdomme en wat op pensioen is, afslag kry op belasting en so by die munisipaliteit, en die van die munisipaliteit het my 'n volledige terugvoering gegee vroeg vanoggend. Dus bietjie lank, ons sal dit inslip as dit reg is op die volgende, wat is jy nodig, is dit vir wie en vir dit. Ek dink dit is belangrik vir ons luisteraars, want dan kan julle baie meer data geld hê om
na ons te kyk en na ons te luister. Nou ja, nou is ons by die luisteraarskese. Dit het populêr geword, Leonie en Veronica. Ja, ons kry nogal redelik versoeke. So kan ek die voorreg hê om die eerste luisteraarskese te lees. Die week se liedjie versoeke is ingestuur deur Annetjie Esplin van Pretoria en dit is in Fairy Glen, Pretoria. Dit lyk of die Pretoriaaners nogal baie na Radio Fynbos luister. Dankie dat julle inskakel en hou ons dop, soos wat voorheen genoem is. Annetjie se versoeke is It's the Final Countdown en dit is deur 'n Europese of 'n Sweedse groep. Ja, Sweedse groep. Ja, nou Jackie, jy kan vir ons meer vertel. Europe is die groep se naam, Europe, en dis 'n Sweedse groep. En wat ons regisseur vir ons gevra het, sy gaan gedurende die program A Whiter Shade of Pale speel en dan na die tyd, Annetjie, luister, wel vir almal daar om jou, sê vir hulle na die boodskap, ek wil al sê die wedstryd, want ek dink aan Saterdag se wedstryd van die Bokke. Na die program gaan sy vir ons die ander twee speel wat It's the Final Countdown en dan natuurlik 4 seisoene kind van Laurika Rel. So gedurende die program Whiter Shade of Pale, nou omdat die ander na die program gespeel gaan word, dan praat ons so vinnig oor dit as dit reg is met die dames hier in die ateljee. Die song, dit is nou It's the Final Countdown. Die song het nommer 1 in 25 lande gehaal. Wat 'n prestasie, nommer 1 in 25 lande en nommer 10 in Amerika in 1986. Nou die song word nog baie gereeld by sportgeleenthede, openingsgeleenthede ensovoorts gespeel. Die song is begin deur Joey Tempest gedurende 1981 en 82 op sy keyboard toe hy op college was. Het hy die song begin tokkel daar so en dit het op hierdie hengse hit uitgeloop. Die Whiter Shade of Pale sal ons later oor gesels net na hy gespeel het en die 4 seisoene kind van Laurika Rel. Op wat se hits het sy nie heeltyd nie, Laurika Rel. Songs wat vir my na my hart staan. Nou die liedjie is geskryf deur Gian Groen. Dis 'n emosionele bundel van seisoene en gevoelens. Die lied beskryf 'n 4 seisoene kind, iemand wat al seisoene in hul siel, met al die seisoene in hul siel. Die winter in hul oë simboliseer hartseer of afwesigheid, die somer beeld hoop en herlewing uit. En hierdie is vir my so 'n mooi stukkie poskaart met die wind. Stuur vir my 'n poskaart met die wind. Nou, dis 'n simboliese versoek vir 'n teken van die ander persoon, 'n poging om kontak te herstel en hoop uit te spreek. Ja, Annetjie, dan kan ek net vir jou sê, iets vir Final Countdown, laat ook baie herinneringe by my posvat, soos onder andere was dit ons 40 Days song gewees, toe ek in matriek was in 1987, en ons het hom geluister, en nogals moet ek sê, voordat ek en die dogter Stilbaai toe getrek het, was dit ook nogal iets wat ons gereeld geluister het, en dit was die song waarmee ons Bloemfontein dan verlaat het. So ek dink ons moet 'n bietjie volgende keer die luisteraars bietjie meer betrek en vir hulle vra, watter songs hulle aandink. Iewers moet ons so 'n program inwerk. Ons het nou al gepraat van die emosies wat songs in jou opbring, maar kom ons gesels bietjie, wat is dan regtig die herinneringe, of mense braaf genoeg gaan wees om dit met ons te deel. Baie goeie idee. Ja, as ek net een inslip hierso, as ek praat dan nog korreksie, maar dit is, ek het iewers gelees dat Laurika Raag in Januarie hierdie jaar klaargemaak het met haar sang, of met haar liedjies skryf, optredes ensovoorts. Ja, dit is jammer, dis 'n groot gees wat ons verloor. Sy diep spore getrap in die Afrikaanse musiekwêreld. En en Annetjie, so bytvas, Annetjie Esplin van Fairy Glen in Pretoria, dankie dat jy deelgeneem het. Lekker luister gedurende die program en na die program. Ons waardeer jou insette en sy stuur dit vir al haar vriende, familie en kennisse om saam met haar te luister. Dankie Annetjie, lekker luister. Goed, gesels seepies Veronica. Ja, jammer vir die onderbrekingkie. Ons het verlede week onder andere gesels oor TV-seepies en aangesien hierdie saamgesels moontlik gemaak word
Die Radio Fynbos gesels ons hierdie week 'n bietjie oor die ontstaan en ontwikkeling van radio-uitsendings. Die tegnologie vir die publiek, en dit was in die laat 1800s tot die vroeë 1900s. So Leonie, ek het geluister, jy het genoem, ons moet so 'n bietjie oor die radio ook gesels, so ek het so 'n bietjie navorsing gedoen. Nou ja, die ontwikkeling van draadloose kommunikasie, en my ma het dit 'n draadloos genoem. Ek weet nie wat julle dit geken nie. Seker maar omdat was daar drade? Nee, daar was nie drade nie. So dit was oor die draad, dit het oor die draad gekom. Dit het begin met wetenskaplikes soos, en daai is 'n moeilike naam, Guglielmo. En ek het amper gesê macaroni, maar dis Marconi. Wat in 1895 draadloose sein oorgedra het. Leonie, wil jy 'n bietjie gesels oor die eerste uitsendings vir luisteraars? Ja, en dan wil ek sommer vir die luisteraars vra of julle nie so 'n fotootjie het nog van 'n draadloos nie. Dat ons net bietjie vir die hedendaagse jeug kan wys maar hoe 'n draadloos gelyk, want ek dink iewers in argiewe sal jy so 'n draadloos nog kan uitkrap. Jakkie, het julle so iets, Veronica? Ons het in die winkel een gehad, en weet jy, daar is nogal navraag vir so iets, die wat met batterye gewerk het. Ja, ons het redelik navraag al gehad vir dit, maar ek dink op 'n stadium met hulle opgehou om die batterye te maak of iets. Jakkie, ek weet nie of jy meer van hierdie weet nie. Onthou julle daai groot batterye, is dit 'n PM9? Hy groot, hy is amper so groot soos 'n baksteen of 'n bietjie kleiner as 'n baksteen. So jy moet, dis hoekom die ou mense so fiks was, want hulle moes 'n swaar radio die hele tyd ronddra. Maar vir interessantheid net terwyl ons so praat, in die winkel het ons 'n radiokas. 'n Radiokas wat nog die volledige radio in het met 'n draaitafel wat uittrek. En hy werk met valves. Die valves moet eers warm word. Nou of hy werk, weet ek nie. Alles is daar, die valves is daar en alles is daar, maar ek is te bang om hom aan te sit. Want net nou gaan ek draadloos deur die lug. Maar dit sal interessant wees as ek vra almal wat daar kom, jy het jou nie kennis van so iets nie, en ja, uit die aard van die saak is daai kennis seker nou baie uitgedun al. Ja, ons kan dalk 'n foto van hom neem. Dit is nou nie 'n bemarkingsidee nie, maar ja, dit kan nogal interessant wees. Ek wonder vir kinders het al so iets gesien. Nou ja, hulle is nou so, kan jy nou maar sê, nederig, maar dit is nou eintlik die eienaars van Odds en Ends, waar julle baie meer sal kry as net draadlose. Julle kan sommer 'n bietjie hulle advertensie op dophou, wat hulle alles kan gee, en weet jy wat is lekker om daarin te stap, om deur hierdie twee mense ontvang te word by Odds en Ends, en dan weet jy, man, hierdie plek wat tweedehands is, laat my som eerstehands voel. So wat sê julle van daai stukkie advert? Die veld geslaan, dankie Leonie, dankie Radio Fynbos. Dit was 'n groot plesier gewees. Dis lekker om te kan weet julle gee so goeie diens in Stilbaai. Nou ja, ons is terug by die draadloos voor ons draad verloor. Is die eerste gereelde radio-uitsending vir vermaak en nuus was dan in die Verenigde State. Ja, die radiostasie was KDKA, en ek het probeer kyk waarvoor dit staan, en dit lyk my ek kon nie op uitkom nie, maar dit was in Pittsburgh in Pennsylvania, né? Spreek ek dit reg? Ja, Pennsylvania. Dit was die eerste kommersiële radiostasie in die wêreld. En hulle het bekend geword op 2 November 1920. Die uitslae van die Amerikaanse presidensiële verkiesing was toe uitgesaai deur hulle. Nou ja, hoewel mense probeer het om 'n betekenis vir die radiostasie KDK te soek, was daar nooit 'n amptelike betekenis daarvoor nie. Ek glo dis net vir die naam. Voor dit was die radio hoofsaaklik gebruik van punt-tot-punt kommunikasie, soos tussen skepe en walstasies. Nou ja, dit beteken tussen die see en die land kommunikasie. Ja, wie gaan ons, Jakkie, gaan jy ons oor die geskiedenis gesels? Ja, met graagte. Wat net amuserend is nou het ons die agtergrond gekry van waar dit kom. Maar kyk hoe sit ons vandag hier. Wêreldwyd kan mense na Radio Fynbos luister. Sonder die radio, sonder draadlose. En dan gaan die video ook nog uit. Ons het dan gevorder. Ons bedoelende
daai bedryf. Nou die geskiedenis van die radio van Suid-Afrika. Luisteraars, julle wat nou net ingeskakel het by Radio Fynbos, baie welkom en dankie dat julle ingeskakel het. Ons gesels gou so 'n bietjie oor die geskiedenis van 'n radio. Ons gaan nou 'n liedjie van Annetjie Esplin speel gedurende die program en daarna 2 liedjies na die program. Die eerste radio-uitsending in Suid-Afrika het op 18 Desember 1923 plaasgevind vanuit Johannesburg, Gauteng. In die begin was dit meer as 'n nuuskierigheid beskou en luisteraars moes hul eie radiostelle bou of invoer. Kan jy dink daai tyd was al ingenieurs? Mense was slim. Ja, en die stigting van radiodienste, die eerste amptelike radiodiens was in 1924 begin deur die South African Broadcast Company, SABC, wat op 'n performance basis gewerk het. Hierdie maatskappy het in Johannesburg, Kaapstad en Durban begin uitsaai. Aanvanklik net vir 'n paar ure per dag. Meestal musiek, nuus en opvoedkundige programme en later het hulle geselsprogramme en stories begin vertel. Jy sien die lekkerste vir my is dames en luisteraars, as 'n mens 'n ver pad ry en jy luister daai stories wat hulle uitsaai oor die radio. Ek meen hoeveel keer ry ek lank pad, maar ek luister net daai episode en een of ander rede is my lekker. Ek nie glo wat aangaan in daai storie nie, maar dit is vir my lekker. Maar ek hoor jy kry deesdae so baie audioboeke wat as jy ver pad ry kan jy dit aflaai en luister daarna. Ek dink dit kan nogal baie interessant wees. In verskeiende genres van boeke, jy weet dit kan wees waarvan jy kies. Dit gaan lekker wees. Sal ons, ek weet nie hoe voel ons regisseur nie, sal ons voor ons die radio stories regisseur, kan ons daai liedjie speel. Sy wys thumbs up en as sy wys thumbs up, dan is alles thumbs up. Dankie, Chantay. Daar sy radio Fynbos luisteraars, Annetjie Esplin, al jou vriende, vriendinne en familie en dit. Ek hoop julle het lekker saam met Annetjie se versoek geluister of saam met haar geluister na haar versoek. Dit was 'n Winter Shade of Pale, Prokal, deur die Prokal Harm Band. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Die song het ek baie gehoor. Nou die woorde is geskryf deur Keith Reid. Hy beweer hy het 'n partytjie bygewoon wat hom die idee gegee het om die song te skryf. Dit het net in sy gedagtes opgekom om een of ander rede. Die song is in 1967 vrygestel. Keith Reid het genoem, die woorde was nooit bedoel om 'n storie te wees nie. Dit was meer om 'n impressie of mood te skep. Dit het nommer 1 in die UK bereik en nommer 5 in die United States. En daar kom ek weer terug. Ons het daaroor gesels, ons het net nou weer daaroor gesels van die lig af ons hier in die ateljee. Ons het gepraat oor die moods wat musiek mense insit of kan insit. Dankie Annetjie dat jy deelgeneem het. Onthou om na die program te luister na jou ander 2 versoeke. Annetjie Esplin van Fairy Glen in Pretoria. Nou ja. Daar sê ons praat bietjie oor radiostories van deur jare. Veronica. Ja, die geheim van Nantes. Weet jy, ek kan nie die storie onthou nie, maar ek kan die naam van die storie onthou. En dit was een van die eerste Afrikaanse vervolgverhale met raaisels, spanning en drama en baie gewild in die 1930s en 40s. En dan het ons gehad Vergeet my nie. Dit was 'n romantiese Afrikaanse vervolgverhaal wat saans uitgesaai is. Nou, hy het ook in 2020 op die groot skerm deur die regisseur Andrei Vels, ek dink dit is Andrei Vels, gekom en Andrei Vels se loops is nog steeds aktief in die filmbedryf en so terloops, hy was gebore op 21 Mei 1981 wat hom vandag van net 44 jaar jonk maak. So ons kan seker nog baie van sy fliek sien of wat ook al of ek sal 'n bietjie meer oor hom lees. Ek het ongelukkig nie meer inligting op hierdie stadium van hom nie. En dan die dood van Sarel Celee, 'n geskiedkundige drama oor een van die groot figure in daai tyd se groot trek.
Ek dink baie van die ouer mense weet van die groot trek. Ek weet nie, ek glo nie die kinders leer dit nog meer op die skool hier, Leonie. Weet jy of hulle nog van die groot trek leer? Ek twyfel Veronica hoor. Nee, dis te lank terug nou al. Nou ja, dan het ons vir ouma of oupa en ouma gehad, 'n humoristiese reeks met gesinswaardes. En dit was vertel in geselsvorm. Mense het gevoel hulle ken die karakters soos familie. Nou ja, Engelse dramas het ook nie agtergebly op Springbok Radio nie. So Squadcars, 'n Engelse polisiedrama. Een van die langste lopende reekse op Springbok Radio. Nou al wat ek onthou van Springbok Radio is, ek was nie 'n Squadcar man nie, want ek weet nie of ek bang was vir Engels daai tyd nie, maar ek het nie 'n Squadcar man gewees nie. Maar ek het wel gehou van Springbok Radio Hits op Vrydag nagte. Ek weet nie of die dames kan onthou nie. Dit was reg. En nog vandag is baie nog iets, Leonie en Veronica, Chantay. Luisteraars, baie is nog iets vandag. Ja, ek dink ek gaan my ouderdom weggee, maar ek weet nie of julle kan onthou van So Maak Mens, die program van Esme Everard en was dit Jan Cronje? Ja. Ek kan nie onthou nie, ja. Dit is een ding wat ek van Springbok Radio kan onthou. En natuurlik wat ek baie goed kan onthou, wat ons al voorheen op die lug genoem het, is Staalburger. Man, daai was my hero gewees, Staalburger. Baie humoristies. En dit was geskryf op nou dat hy sy naam vergeet. Klink uit die vere uit aangebied het. Klink uit die vere was dit die Vanus Rautenbach. Vanus Rautenbach, hy het daai stories geskryf. Ons het ek terug oor Vanus se streke gesels. Nou Consider Your Verdict is ook een van die programme wat uitgesaai is. Dis 'n regsdrama waar luisteraars self moet besluit wie skuldig is voordat die regter die uitspraak gee. Ek kan nogal dink dat daar onderling met mekaar gepraat is. En hoe lekker was dit nie dat mense nog onderling met mekaar gepraat het en gesê het, hoe dink jy dit, hoe dink jy dit? En ja, jy was reg, baie geluk. Ek kan my dit inleef. En The Creaking Door, daai kan interessant wees. Is 'n grillerige reeks met spookstories en bonatuurlike elemente. Mense, jy kan tussen jy maar geneig om baie gou bang te raak. En soos ek eendag gesê het, ou eendag vir my gevra, wat is die van om 'n thriller te kyk in 'n bachelor flat, want nêrens kan iets wegkruip nie. Dit maak nogal sin. 'n Goed voorbeeld van musiek voor of na die radioverhaal. Ek ken nie hierdie music nie. Ek weet nie Leonie of jy hom ken nie. Dalk is jy nog te jong. Miskien Chantay. Chantay ken alle musiek. Ja, dit was 'n vrolike liedjie wat gebruik was om die atmosfeer van 'n program te vestig of om daarmee af te sluit. En dan was daar Jailers Rock, wat natuurlik Elvis se liedjie was, en Elvis het ook in die fliek Jailers Rock het hy self opgetree. Never on a Sunday, en dan Moon River, wat oorspronklik deur Audrey Hepburn gesing was. Ramblin' Rose, Hello Dolly, ek is seker julle kan hom onthou. En dan Zambesi en Funny Galore, wat of aan die begin of einde van radiostories en vervolgverhale gespeel was. Ja, dis... Nou wil ek 'n slukkie water vat, Leonie, nou kan jy hier 'n bietjie aangaan. Solank ek net nie hoef te sing nie, al is dit nou... Ja, nee. Ja, daar is steeds radiodramas en verhale, maar dit is baie minder algemeen as die goue era van radio, van 1930 tot 1970. Moderne tegnologie en vermaakopsies soos TV, streaming en podcast het 'n groot invloed gehad. Maar radiodrama leef voort, veral in 'n nuwe formaat en tale. Nou, miskien moet ons so iets hierso op die, sal ons dit nou sê, op die planke bring. Chantay bietjie vra om vir ons 'n redigering te doen daar van die Wolf Productions af. En nou dan doen ons so 'n toneeltjie of wat. Ja nee, ek is daaroor soos jy is oor sing. Inteendeel, ek is in sing self. maar dit is sleg. Jy kan net vir jouself lag. Sing, ja, ek kan nie sing. Ek het al baie keer vir Veronica gesê, ek en sy kan groot geld maak as hier massa mense is.
Ek sing dan verkoop sy oorpleisies. Ek is baie opgewonde daaroor, dit klink Ja, vir want my- dis Veronica se Ja, dis lyn. my lyn, Chantal, ek gaan definitief saam met jou daarby sit. En dan die Afrikaanse podcast met 'n drama styl. Daar is tans een oor die radio wat deur Betty Kemp gedoen word. En Betty, soos ons weet, is woonagtig in Stilbaai. Ek wil nie verklap nou haar geheime nie. Maar dit is Afrikaanse radiodrama, vervolgverhaal tans op die radio. En as ek toegelaat word om dit te noem, die naam daarvan is Bloubaai. So, Dan Bloubaai, soos ek verstaan, Veronica, wat ek bietjie gelees het van dit, is eintlik gebaseer op Stilbaai in 'n groot mate. Ek dink net nie sy wou Stilbaai gebruik nie, as ek reg onthou wat sy gesê het in een of ander onderhoud. Dit is interessant en dis 'n blootstelling, mense al hierdie goed, net soos Radio Fynbos vir Stilbaai en die Hessequa en al ons dorpies blootstelling gee so iets op vir ons blootstelling. En ons sê dankie vir almal vir sulke blootstelling vir ons area. Nou ja, nog 'n lekker program wat ons altyd het op donderdag 6uur. Ek weet nie of die mense skaam is of wat gaan aan Jackie Veronica dat hulle nie deelneem nie. Maar dit is dan Chantal se program van Movie Raaiskoot. So sy gee vir jou loklyn en jy moet raai dat die rook draai. Ek is altyd eers uit die bus uit wat ek raak in slaap as films wys. Ek weet nie, maar ek het daai gawe. En dan droom ek sommer my eie storie aan. Nou daar sê sy altyd daar's 'n Rotten Tomatoes score. As ek hierdie woorde altyd hoor Rotten Tomatoes score, dan dink ek altyd dis bad news. Maar eintlik is dit in films 'n goeie storie. So Chantal kan ons dalk 'n bietjie meer van dit vertel of ons kan volgende keer 'n bietjie meer navorsing doen oor dit. En dan is daar 'n popcorn score en wat eintlik die slegte nuus is vir praat ek waar? Ja. So sê ek praat nie waar nie, laat elkeen maar by hulle eie neerie bly. Skoenmaker, hou jou by jou lees. Ja. So ons gesels bietjie oor springmielies. ja, kom ons spring bietjie na mielies toe. Springmielies, of dalk beter bekend by almal as popcorn. Nou het jy al ooit gewonder waar die eerste popcorn of mielie begin pop het? Weet een van julle? Glad nie, ek het nie idee nie. Kom ons maak 'n storie op oor dit. 'n Storie. Ja. Nee, Ja, dit sal lekker wees, ek hou van sulke stories maak. Hoe voor ons by die waarheid kom. Hoe het jy gedink? Hoe die eerste popcorn gespring het. Ja. Ek dink iemand het op 'n warm klip laat val en poeps, daar spring die pop die mielie uit. Ek sien nou weer hierdie voortrekker tannie wat hierdie mielies gepluk het in die land en dit in haar kappie gegooi het. En so het sy die gewone mielies, maar sy verstaan nie hierdie mielies nie. En sy sit dit in die water, maar daar gebeur ook niks nie. En dan sien ek sommer net hierdie prentjie hoe die klein seentjie inkom vir die voortrekker en hy gooi nou hierdie ding in 'n blikkie en daar waar hy sy goedjies nou maar warm maak waar hy sy dollossie speel. En boeps begin hierdie mielie spring. Dis my storie. Wat 'n interessante storie. Ja. Wat is joune? Dis lekker. Ek sien weer hierdie ou plaashuis waar die mielies gegroei het en die rotte was ongelooflik besig daar. En toe het die boer besluit, weet jy, kom ek haal dit af en ek sit dit bo op die sinkdak. Daar's nie 'n geet nie, die rotte kan nie opkom nie. En toe op 'n warm dag in die Karoo, toe hardloop die ou uit en hy sê, "Ma, hulle skiet op ons of dis sneeu." Dis soos ek dit sien. Baie talente hier onder ons, hoor. Dit is nou 'n goeie lagoomblik. So sien julle luisteraars. Hier by Radio Fynbos is ons regtig daarop ingestel om die mooi agter elke bos te soek. En ons kan ook sommer stories so opmaak. Maar wat is die waarheid, Veronica? Die waarheid is, en voor ons die waarheid kyk, luisteraars, ek dink julle moet julle stories vir ons opstuur. Al kry ons nou regtig die ware storie, dink ek julle moet vir ons ook 'n bietjie laat weet, hoe het julle gedink hoe popcorn begin? In elk geval, 'n popcorn dit bestaan al eeue, en het bestaan deur inheemse volke uit Noord-Amerika, lank voor dit as die gewilde snack bekend geword het. Nou ja, die oudste bewys van popcorn is in 'n grot, en die grot se naam was Back Cave. Ek hoop ek sê dit reg.
in New Mexico gevind, waar reeds meer as 50.000 jaar gelede popcorn gemaak was. As my inligting korrek is, het popcorn in die laat 15de eeu, 1492 en verder, na Amerika en later die res van die wêreld versprei. In daai jare was mielies nie, byvoorbeeld nie in die Midde-Ooste, dit het nie daar bestaan nie. Popcorn het ontstaan omdat die spesifieke mielies wat vir die popcorn gekweek word, in harde dop het, wat die vog in die put bewaar. Ek vertel jy nou verder van die mieliepitte. Ja, en popcorn het ontstaan onder die spesifieke mielie, het jy nou, ja, dit bewaar. Nou, wanneer die mieliepitte verhit word, verander die water in die put in stoom. Hierdie stoom bou druk op, totdat die dop bars en die put omkeer, wat die ligtige wit snack, wat dit ons ken veroorsaak. Ja, nou lekker is dit nie. Weet jy, ek wil net vinnig 'n stukkie humor hier inslip, terwyl ek nou nog kan onthou, waar Veronica het gepraat het van Mexico. New Mexico. Ja, waar dit vanaf kom, van New Mexico. Ek dink nou in Mexico, ek het so vinnig net nou iets gelees, toe vra ou vir 'n ander ou, wat noem jy 'n Mexikaan wat se kar weg is? Toe sê hulle Carlos is sy naam. Maar dis nou, ons het nou 'n bietjie afgespring. Nou die oorsprong. Popcorn het antieke oorspronge en daar is bewyse wat daarop dui dat dit al duisende jare gelede deur die inheemse mense in die Amerikas geëet is. Ja, popcorn het in die 19de en 20ste eeu al meer gewild geword, veral toe masjiene dit vinniger en makliker gemaak het om by feeste, kermisse en bioskope, flieks soos ons dit ken, te maak. Die voedingswaarde van popcorn is gewone popcorn is 'n volkoring, ekskuus tog, lae kalorie snack en kan 'n gesonde keuse wees wanneer dit lig gepop en liggies gegeur word. Dit is ook 'n goeie bron van vesel. Nou, ek bly sê of ons bly praat van snack, net in geval, iemand is wat jy hou van ons Engels tussenin nie. Die Afrikaanse naam vir snack is 'n peselhappie. So, Klink nie so lekker nie. nee, dit klink nie so lekker soos 'n snack nie. Nou die verskillende tipes popcorn kom in vorme en geure, soos byvoorbeeld botter, karamelsuiker, kaas en selfs pittige variasies. Nou maar pittige variasies neem ek aan is wanneer dit chili of wat ook al. Dit kan op verskeie maniere gemaak word, soos deur dit in 'n ligpop op die stoof of in die mikrogolf te pop. Ja, Jackie of Leonie, een van julle kan vir ons vertel dalk wat is ligpop? Nee, ek ken nie van ligpop nie. So Jackie, vertel jy ons maar van ligpop asseblief. Ek dink ligpop is baie iets soos 'n airfryer, dis soos ek dit sien. Maar kom ons kyk, die masjien laat 'n konstante stroom van warm lug deur die mieliekorrels beweeg. Die korrels word verhit totdat die vog in die korrel verhit word en die korrel opgeblaas en oopbars. Omdat daar geen olie gebruik word nie, is die popcorn laer in kalorieë en vet en dit is dikwels gesonder as die wat olie of in botter gekook is of gepop is. Die masjien gebruik warm lug wat vinnig beweeg om die mieliekorrels op 'n gesonde manier te pop. Dit dan spring mieliemasjiene wat ons soms by inkopiesentrum, markte ensovoorts kry en die kinders is mos mal oor dit. Ja, Jackie, veral die reuk, nie net die kinders nie. As jy verby daai masjien loop, ek weet in een van die inkopiesentrums in Mosselbaai of in George, is daar twee tannies wat hierdie popcorn ligpopmasjiene het. En ek kan nie al verbyloop nie. As ek het ryk, dan koop ek vir my 'n pakkie popcorn. Ja, en gelukkig is dit lae vet, so Ja. dit is ideaal as jy probeer om vet te vermy, die gesondheidbewustes, en dit is gesond. Dit behou baie van die voedingswaarde van die mielies, omdat dit nie in vet gebraai word nie. Dit vermy ongesonde additiewe, omdat dit nie olie of ander bymiddels benodig nie.
is dit dikwels 'n skoner en 'n eenvoudiger snack of peselappie. Ja, popcorn in die kultuur, dit word dikwels met fliekteaters en gesellige byeenkomste geassosieer. Ja, jy sê, dit was baie keer hierso by die skole se funksies ook 'n popcornmasjien. Maar dit is ook 'n gewilde snack vir tuisvermaak. Dit is 'n goeie opsie as jy gesond wil eet. Baie vesel, dis so belangrik, daai vesel. Iets lekker om te smil. Ek het nou die dag toevallig gelees en ek wil dit nog regtig probeer. Ons het nou nog gepraat van 'n airfryer en iemand het gesê jy sit die mielies in 'n airfryer met van hierdie karamel lekkers. Daai wat jy so suig uit 'n sagte binnekant. Dan pop jy dit en dan kry jy daai karamel popcorn wat ek so mal is oor. Of dit so waar, ek kan nou nie vir julle sê soos die Amerikaners sê, moenie dit by die huis probeer nie, want waar anders gaan jy dit probeer? Maar ek wil dit regtig nog probeer en julle laat weet werk dit of werk dit nie. Ja, ek dink mens moet dit probeer, maar ek stel voor jy sit dit in 'n sakkie of iets, want anders gaan daai mielies daai hele airfryer rondspring en dit kan nogal 'n interessante storie wees vir alles die karamel ook tussen dit is. Ja. Nou ja, ek voor jy afsluit, ek dink ons is amper naby aan die einde. Wil ek net sê, terwyl ons van hierdie peselhappies praat en lekker kosse en so aan, luister gerus volgende week na as ons gesels oor slakke. En nie net die slakke wat ons eet nie, maar die slakke in ons tuin wat ons so maklik ontslaa raak van. Ja, iets interessant om na uit te sien. Ja, dit gaan interessant wees. Ek onthou iemand het altyd gesê ons moet ons beste opeet, soos ons slakke en die kokkerotte en dit soos hulle in die ooste doen. Eet julle peste op, mense. Nou, Annetjie Espelin van Pretoria, jou liedjies gaan nou gespeel word. Luister alle vriende en familie en almal. Dankie dat jy deelgeneem het. Dankie Radio Fynbos vir die geleentheid om te kan uitsaai vir ons streek. En ons, ek dink wat baie lekker is wat Chantay vir ons alles hier opgestel het. Ons is opgewonde om te kyk hoe lyk die podcast. Dankie Chantay en al die dames wat hier is. En ons sê net vir almal mooi loop. Kyk, as ek daai ding van jou geprint het, was dit nag vir my. Saam met Jackie, Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis.